Liewe vriende, ek groet u weer eens in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dit is 'n wonderlike voorreg om hier saam met u te kan wees en net saam die naam van die Here te kan grootmaak en saam met u te kan kuier rondom die woord van die Here. Dit bly altyd een groot voorreg om so saam te kan wees en ons wil altyd die Here dankie sê ook vir die bediening van Kruiskyk, wat dit weer eens moontlik maak vir ons, dat ons op so 'n wyse met mekaar kan kuier en net die woord kan deel en dat ons as familie, as broers en susters in die Here so saam met mekaar kan wees. So ek vertrou dat hierdie tydjie wat ons saam sal wees, dat u dit ook sal geniet en dat u ook 'n seën daaruit sal ontvang. Kom ons sluit die oë dan, bid ons saam. Hemelse Vader, ons kom in hierdie dag na u toe en ons is so bewus van ons afhanklikheid van u. Ons is so bewus daarvan dat Here, sonder u kan ons niks doen nie. Sonder u, Here, beteken ons lewens niks nie, want dan lewe ons net vir onsself en ons lewe in die vlees en dit het nie veel betekenis nie, maar ons dank u, Here, dat die oomblik wat u in ons lewens is, Here, dan het ons lewensbetekenis en dan kan ons 'n verskil maak en ons kan vir ander, Here, ook tot 'n seën en tot 'n bemoediging wees en ons eer u daarvoor. So Here, baie dankie dat ons hierdie geleentheid net aan u kan kom opdra in hierdie oomblikke en dat ons net kan vra, Here, besoek vir ons asseblief. Ek bid nou vir elkeen wat ingeskakel is, dat u liefde en u genade oor elkeen kom uitstort, dat u goedheid en die guns aan elkeen sal kom bewys. Here, ons bid daar waar siekte is, dat daar genesing mag kom. Ons bid daar waar behoeftes is, dat daar voorsiening mag wees. Ons bid, Here, daar waar gevaar is, dat u veiligheid mag bring in die naam van die Here. En dan bid ons en vra, Here, vergewe ons ook waar ons so dikwels sondig teen u, waar ons so dikwels vir u teleurstel, wees u vir ons genadig, asseblief o Here, gaan nie een van ons verby nie, maar trek ons net nouer en nader na u toe. In Jesus naam bid ons dit alles en met baie, baie dankseggings. Amen. Amen. Liewe vriende, ek wil graag saam met u lees hier in Johannes hoofstuk 21. Ekskuus tog. Johannes 21, ek lees vanaf vers 15 tot en met vers 22 vir u. Johannes 21 vanaf vers 15 tot 22. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het Jesus gesê om aan te dui deur hoedanige dood Petrus God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. En Petrus het hom omgedraai en die disippels sien volg vir wie Jesus liefgehad het, die een wat by die maaltyd op sy bors geval en gesê het, Here, wie is u verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy moet bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my. Net tot sover dan die geleesde deel. Liewe vriende, as ons kyk na die gedeelte, dan begin dit hier waar Jesus vir Petrus, wil ek amper sê, eers herstel nadat hy hierdie sonde begaan het, hierdie fout begaan het, dat hy Jesus verraai het, ontken het 3 keer,
is Jesus besig om hom te herstel vir die bediening wat vir hom voorlê, en nou sê Jesus vir hom, volg my. Nou as Jesus vir hom hier sê, volg my, dan is dit baie duidelik dat Jesus wil hê, dat hy moet seker maak vir wie hy volg. Volg my. Volg Jesus. Volg die Seun van God. Volg sy voorbeeld. Volg sy woord. Volg sy wil. Moenie mense volg nie. Moenie mense se oortuigings volg nie. Moenie jou eie gevoelens volg nie. Moenie 'n leier volg wat dalk vir jou wonderlik is of wat die geval mag wees nie. Volg my. En dit is so belangrik dat 'n mens dit moet raak sien hier, liewe vriende, want dit geld ook vir my en vir u natuurlik vandag, dat die vraag bly altyd, vir wie volg jy? Vir wie is ons besig om te volg? Wie is die een op wie ons oë gerig is? Ons weet die Hebreërs skrywer sê dit so pragtig daar in Hebreërs 12, dat die oë moet gefestig wees op Jesus Christus, die leidsman en die volëinder van die geloof, op Jesus. Hou die oë op Jesus. Dis my so interessant as ek kyk na daardie gedeelte waar Jesus gesê het, as iemand agter my aan wil kom, wat sê Jesus daar? Hoor mooi, as iemand agter my aan wil kom, so met ander woorde, hier word al reeds geïmpliseer, agter my aan, volg my, maar hoor net hoe sê Jesus dit hier, as hy dit uitspel vir hulle, hy sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem, en hoor nou, en my volg. En 'n mens wil amper sê, maar Here, u het dit reeds aan die begin gesê, as iemand agter u aan wil kom. Want u sien, ons weet, dit gebeur ongelukkig baie keer so, dat 'n mens kan begin om die Here te volg. 'n Mens kan begin deur te sê, my oë is op Jesus, en dan is dit so maklik en moontlik, dat ek iets anders kan begin volg, dat ek my eie oortuiginge kan begin volg, dat ek 'n nuwe leerstelling kan begin volg, in steede daarvan, dat ek vir Jesus volg. So liewe vriende, dit is uiters belangrik, dat ek en u vandag sommer net weer 100% seker maak, vir wie volg ek? Wie is die een op wie my oë gerig is? Want u sien, 'n mens kan baie dinge volg in die lewe. As ons dink daaraan, dan is daar baie mense wat vandag voorgehou word as tipe van rolmodelle. Maar hulle word voorgehou omdat dit 'n goeie sokkerspeler moontlik is, omdat dit iemand is wat in rolprente speel en baie bekendheid verwerf het, iemand wat sekere gewoontes voorhou, en nou volg ons daardie gewoontes. As ons maar kyk na ons jong mense, dan het hulle maniere wat hulle aanleer by hulle self, en watter maniere is dit? Dis ander mense se maniere, ander mense se gewoontes wat hulle aanleer, en hulle word 'n volgeling van daardie persoon. Hier is dit baie belangrik. Volg Jesus. En dan sien ons hoe dat Jesus vir Petrus uitspel en vir hom sê dat dit is hoe jou einde gaan lyk. En dit is nie dat hy presies vir hom wys hoe sy einde gaan lyk nie, maar hy sê vir hom baie duidelik, onder enige onsekerheid, sê Jesus vir hom, jy gaan sterwe ter wille van my naam. Jy gaan sterwe vir die evangelie. En nou sê Jesus nog steeds vir hom, volg my. En nou sien ons hoe dat Petrus, hy is reg om Jesus te volg. Hy sê, Here, ek het u lief. U weet ek het u lief. Al het ek u teleurgestel, ek het u lief. En dis die waarheid. Hy het Jesus lief gehad. Selfs toe hy Jesus verloon het, het hy nie vir Jesus minder lief gehad as toe hy Jesus verloon het nie. Dit was maar net dat hierdie toets was vir hom te skielik en te groot gewees, maar hy was altyd lief vir Jesus. Want Jesus was eintlik die enigste mens wat kans gesien het vir hom, wat vir hom met al sy nikke en dinge kans gesien het en hom uitverkies het om een van sy 12 disippels te wees. So Petrus was baie lief vir Jesus. Maar nou sien ons dat as Jesus sê, volg my, dan sien Petrus vir Johannes. En Petrus vra, Here, wat van hom? Wil u nie hom ook dalk insluit daarin?
om U te volg nie. En nou beklemtoon Jesus sy roeping. Jesus sê vir hom, volg jy my. Wat traak dit jou? Wat traak dit jou wat ek van hom sou vra of van Johannes sou verwag? Volg jy my? Liewe vriende, ek kan dit eintlik nie genoegsaam uitdruk hier nie. So, eerstens vir wie moet ons volg? Ons moet Jesus volg. Wie moet vir Jesus volg? Ek en U. Jy volg jy my. Liewe vriende, dit is 'n baie direkte uitnodiging. Dit is 'n uitnodiging om deel te kom wees en deel te kom word van dit wat die Here wil doen in ons tyd. Hy sê dit vir ons daar in Johannes 15, dink ek, sê vir ons, dat julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies om vrug te kan dra en dat julle vrug kan bly. Julle is uitverkies. Volg jy my. Los die ander. Haal jou oë van die ander af. Haal jou oë van die mense af. Volg jy my. En weet jy, elkeen van ons, u wat nou na my luister, u is ook deur die Here geroep om die Here te volg. U is deur die Here geroep om hom te dien. En die vraag is vandag vir my en vir u, volg ons hom nog? Volg u nog die Here? Volg u hom nog volgens die roeping wat u ontvang het van hom, toe hy vir u geroep het om te sê, volg jy my? Dalk het u in 'n diens gesit, dalk was u op 'n kamp, en die Here het u tussen andere uitverkies om hom te volg. En die vraag is, volg u hom nog soos wat u hom voorheen gevolg het? Het u hom nog steeds so lief soos wat u hom voorheen lief gehad het? Dis 'n direkte opdrag en 'n direkte uitnodiging vir elkeen van ons. Want u sien, liewe vriende, die Here kies ons uit om 'n sekere pad te loop saam met hom. En dieselfde pad is nie wat ander mense ook loop nie. Dis jou pad. En weet jy, dis baie keer so interessant dat baie keer lyk jou pad vir jou so hard. Jou pad lyk vir jou dalk so moeilik. Maar weet jy, dan sê die Here vandag vir my en vir u, ek het jou uitverkies om hierdie pad saam te loop, want ek weet jy sal dit maak. Petrus, ek het gesien hoe dat die Satan vurig begeer om jou te sif soos 'n mens koring sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof sal hou. En as 'n mens sou kyk na wat met Petrus gebeur het, dan sou ek en u sê, maar sy geloof het nie gehou nie. Hy het dan vir Jesus verraai. Nee, liewe vriende, Jesus het vir hom gebid, dat hy nie deur die sif sal val, en dat daar nie 'n pad terug vir hom sal wees nie. En so roep die Here elkeen van ons, en ons kan vandag vra, hoekom het arme Petrus hierdie rol gekry om Jesus te verloon? Ons verstaan dit nie, maar Jesus het vir hom gebid. Ek verstaan nie, dit wat in u lewe gebeur, wat miskien nie eens altyd aangenaam is nie, ek verstaan nie hoekom dit met u moet gebeur het en moes gebeur het nie, maar een ding wat ek weet, dat die Here maak nooit 'n fout met die wat hy roep nie. Hy roep my en u, en hy vertrou my en u, dat ons die pad voluit saam met hom sal loop. Hy roep vir u. Hy roep u nou. As u nou iemand is wat nog nie die Here Jesus ken, as u persoonlike saligmaker nie, of u is vandag dalk in 'n afvallige toestand, dan hoor die stem van die Here, wat vandag vir u weer sê, volg jy my. Moenie mense volg nie, moenie 'n kerkverband volg nie, volg Jesus. Maak seker dat die oë op hom gefestig is, want hy is die volëinder van jou geloof. Hy is die een wat aan die einde van die pad vir jou sal staan en wag en vir jou sal sê, mooi so. Al voel dit nie vir jou, jy het so goed gedoen nie, maar hy gaan vir jou sê, mooi so, want die belangrike vir hom is, dat hy wil hê, jy moet die pad voltooi. Jy moet hierdie pad saam met hom voltooi, en dat jy nie sal handdoek ingooi nie. So, liewe vriende, dan is dit vir my eintlik mooi om verder daarop te let. So,
Jesus sê, volg my, en dan sê, volg jy my. En die oomblik wat ons dit kan verstaan, dat die Here roep my om 'n sekere werk te doen, as ek dit so kan noem, om 'n sekere pad met hom te loop, as ek dit kan verstaan, dan kom die Here saam met dit, en dan sê hy nog steeds vir my en vir u, 2 is beter as 1. Dis baie interessant, hoe dat Petrus hier na Johannes gekyk het, en hoe dat hy wou hê, dat Johannes moes daarom net saam met hom hierdie pad loop, en die Here sê vir hom, nee, ek roep vir jou, volg jy my. Maar ons weet, die Here het ook vir Johannes geroep. En dan sien ons uiteindelik, hoe dat Johannes en Petrus die groot kerkleiers word. Hulle was die mense in Jerusalem wat hierdie nuwe gemeente gelei het, geplant het en gelei het, en ons weet hoe dat Petrus en Johannes saam bedien het. Hulle was eintlik 'n formidabele span gewees. Petrus was hierdie ou wat met alle mag en mening dinge gedoen het. Johannes was die sagter ene. Hy het die kalmte in Petrus se lewe gebring, en ons weet die Here het hulle kragtig gebruik. So, dit was nie dat Jesus, toe hy vir Petrus geroep het, gesê het, los net vir Johannes uit, jy het niks met hom te doen, en sy roeping het niks met jou te doen nie. Nee, dit was eers belangrik, dat Petrus sy roeping moet verstaan, en die oomblik toe hy sy roeping verstaan het, die Here roep vir my, toe sê die Here vir hom, daar is iemand aan jou sy, daar is iemand wat saam met jou hierdie pad sal loop, maar jy moet verstaan, ek loop met jou 'n individuele pad. Moenie verwag dat wat met jou gebeur, moet ook alles met Johannes gebeur nie. Moet nie verwag dat Johannes moet in die bresse vir jou staan, wanneer jy in die moeilikheid is nie. Ek loop saam met jou die pad, en is so interessant as Jesus vir hom hier sê, dat jy gaan 'n gewelddadige dood sterf, ter wille van my naam. Hulle gaan jou doodmaak vir my naam. Maar dis jou pad. Volg jy my? Dis vir my so kosbaar as ek dink daaraan, liewe vriende, dat in een stadium was Johannes en Petrus saam in die gevangenis, nadat hulle daardie verlamde man genees het, en hulle in die naam van Jesus gepreek het, en hulle is opgesluit, maar dan is daar die geval waar Petrus alleen opgesluit was, en die gemeente vir hom gebid het, en dan is Johannes nie by hom nie. Dis 'n pad wat hy alleen moes loop, want Jesus het hom geroep om te sê, volg jy my? Maar die Here gee vir hom Johannes, om saam met hom hierdie pad te kan loop. Is dit nie wonderlik nie? En liewe vriende, dis eintlik waaroor dit vir my dan ook grootliks hier gaan. Ek wil hê jy moet hierdie prentjie verstaan, dat die Here roep elkeen van ons individueel, maar uiteindelik sit hy ons saam, sodat ons saam die pad kan loop. Dink maar net aan Moses. Moses het 'n Josia gehad. Moses het, toe hy daar op die berg staan, en die Israeliete veg teen die Amalekiete, lees ons daar, dat toe hy het sy arms in die lug gehou, en toe sy arms moeg word, toe wie was daar? Daar was Aaron en 'n Hur. Daar was altyd iemand wat bygestaan het, wat wel 'n hulp was, maar elkeen het sy persoonlike roeping gehad. Toe Aaron en Miriam teen Moses in opstand kom, dan roep God vir hulle een kant, en dan sê God vir hulle, Moses is my vriend, ek praat met hom, soos wat ek met niemand anders praat nie. Maar tog het die Here hulle gebruik om vir Moses te ondersteun, maar Moses het 'n roeping gehad, Aaron het 'n roeping gehad, Miriam het haar eie roeping gehad. Ons dink aan Elia, hierdie groot man van God, maar tog het die Here vir hom 'n Elisa gegee, om saam met hom die pad te kan loop, en vir hom te kan help, om ook sy doel te kan bereik. En ons weet hoe dat Elisa uiteindelik begeer 'n dubbele deel van dit wat Elia gehad het, en dit wat op Elia gerus het. So liewe vriende, die Bybel is vol daarvan. Dit praat oral van hoe dat mense saam beweeg. Dink aan Jesus, toe hy sy disippels uitgestuur het. Die 1 keer die 12 het hy hulle 2-2 uitgestuur, en toe was dit die 72, hy het hulle 2-2 uitgestuur. Hy het altyd gesorg dat iemand nie alleen die pad hoef te loop nie, maar dat daar iemand saam met hom kan wees. En dit laat my dink aan daardie woorde in Prediker 4 vers 9 waar daar staan, 2 is beter as 1. Nee, as een val, kan die ander een om help. As een aangeval word, kan die ander een help, weerstand bied. Hy sê, maar wee hom, as jy val, en daar's niemand om jou op te tel nie. So dis die kosbaarheid daarvan,
van om die pad van die Here te loop, dat 'n mens nooit moet dink, ek moet alleen die pad loop, ek moet my afsonder van almal af, want ek het hierdie spesiale roeping op my lewe nie. Nee, die Here plaas altyd mense rondom jou, want die Here werk in 'n liggaam in. Hy is die hoof van sy liggaam, en hy werk deur sy liggaam, en hy gee vir elkeen besonderse gawes om die liggaam te dien, en jy moet dit op jou eie doen, jy moet aan die Here gehoorsaam wees, en jy moet naby aan die Here lewe, maar jy's nie een alleen op 'n berg, een alleen op 'n verhoog nie, jy's saam met ander mense, julle vat hande, en julle loop hierdie pad saam, tot eer van die Here. So, dit is kosbaar om te weet, dat daar was altyd iemand, al die bekende mense in die Bybel, sal jy altyd vind, het iemand gehad saam met hulle. Dawid het vir Jonathan gehad, en so lees ons in die Nuwe Testament, Paulus, wat met soveel manne die pad geloop het, en saam met hulle, saam beweeg het op die pad van die Here. Ons dink aan Paulus en Timotheus, ons dink aan Paulus en Silas, ons dink aan Paulus en Barnabas, ons dink aan Paulus en Titus, ons kan dink aan Barnabas en Markus, en so was daar altyd mense saam met mekaar. So liewe vriende, hier aan die einde is dit die uitdaging wat ek vir u wil stel, en dis om vir u te vra, het u iemand wat saam met u loop? Het u iemand saam met wie u 'n pad loop? Want u sien, ons mag nooit vergeet nie, die groot opdrag is, gaan maak disippels. Nie bekeerlinge nie kerklidmate nie, maar disippels. Mense wat verstaan wat dit beteken om Jesus te volg, waar hy ook al lei. Om mense te help verstaan die roeping wat die Here op hulle lewens geplaas het, toe die Here ook vir hulle gesê het, volg jy my. Ek en u, wat dalk bietjie meer ervare al is, dalk bietjie langer al op die pad van die Here is, elkeen van ons behoort iemand te het, saam met wie ons hierdie pad loop. So ek wil by u pleit, dat u, as u nie so iemand het nie, dat u daaroor sal bid, dat u vir die Here sal vra, Here, wys my iemand, saam met wie ek 'n pad kan loop. Here, wys my iemand, Here, stuur iemand na my toe, wat dalk vir my sal kom vra, kan ek nie saam met jou 'n pad loop nie? En dis nie 'n pad wat jy vir jare noodwendig hoef te loop nie. Dalk is dit net 'n 6 maande pad, dalk is dit 'n 3 maande pad, maar die feit dat julle gereeld by mekaar sal kom, om van mekaar te leer, om te praat oor die dinge van die Here, om te praat oor wat dit beteken om die Here te volg, om te praat oor uitdagings wat op jou pad kom, om eerlik te kan wees met mekaar, om julle harte vir mekaar te kan oopmaak. Natuurlik moet dit nou nie 'n man teenoor 'n vrou wees nie, dit moet mans teenoor mekaar wees, vrouens teenoor mekaar, maar ons moet bereid wees om onsself bloot te stel, dat daardie persoon jou kan leer ken vir wie jy is. Nie wat jy voorgee om te wees nie, maar vir wie jy is. Hoe hanteer jy krisisse? Hoe hanteer jy moeilike situasies? Hoe vertoon jy jou blydskap, jou vreugde? Hoe help jy ander mense om daardie voorbeeld vir ander te kan stel? So liewe vriende, dis die uitdaging. Maak seker in die heel eerste plek van jou eie roeping. En maak seker vandag dat jy volg nie enige iemand nie, maar jy volg Jesus. Maak verder seker dat jy hom volg. Dat jy jou oog op hom gefestig hou, en dan kyk jy, wie is die mense wat die Here op jou pad bring, om saam met jou hierdie pad te loop, en wat in wie jy kan investeer, om iemand anders by te staan, om ook in hulle geestelike lewe, en in hulle geestelike verhouding, sterker in die Here te kan word. Dit is my en u uitdaging, want jy sien baie dinge gebeur, terwyl daar 'n massa mense is, maar die probleem is, disipulering kan net gebeur, wanneer ons in 'n kleiner groepie is, waar ons mekaar in die oë kan kyk, waar ons mekaar kan selfs konfronteer, as dit moet, oor dinge, maar waar ons eerlik met mekaar kan praat. So,
dit is my gebed vir u, dit is my gebed vir myself, en ek dank die Here vir mense wat die Here op my pad bring, met wie ek 'n pad kan loop, vir 'n paar maande per geval, loop ek met mense pad, loop ons volg dit oor, wat beteken dit om Jesus te volg, van wedergeboorte af, en in jou groei, saam met die Here, en so liewe vriende, bou ons in mekaar se lewens in, en die wonderlikheid is, dit is nie mense, wat dan die stewigste sal staan in gemeentes, wat die stewigste sal staan, wanneer daar krisisse kom, en wat aan die Here sal bly vashou. So, kom ons hoor, en ons sien hoe dat die Here vir Petrus roep, maar ons sien ook hoe die Here uiteindelik wel vir Johannes aan Petrus se sy sit, om saam hierdie pad te kan loop, om saam die kerk van die Here te vestig hier op aarde, sodat ek en u vandag 2000 jaar later nog steeds kan kerk hou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir u so baie dankie dat ons weet u werk individueel met mense. U roep ons individueel. Maar Here, u roep ons nooit om op ons eie troontjie te gaan sit nie. U maak ons altyd deel van die liggaam van Christus. Here, as ek dink aan Paulus maar net, dan weet ek, u roep vir Paulus, Here, heel van buitekant af, as 'n mens dit so kan noem. Hy was nie een van die disippels nie, hy het nooit met u 'n persoonlike gesig gehad, of u geken nie, maar Here, nadat u hom roep, gee u aan hom besonderse gawes. Hy skryf die meeste briewe in die Nuwe Testament op die ou einde, maar Here, saam met dit plaas u vir Paulus langs 'n Timoteus, langs 'n Silas, langs 'n Barnabas, u maak hom deel van die breër kerk, waar hy ook verslag doen aan die res van die apostels. Here, niemand van ons word geroep om bo almal uit te staan, en te dink ons is die belangrikste nie. Nee, ons almal moet besig wees om Jesus te volg. So ek bid, Here, help vir ons, help elkeen wat ingeskakel is, om die Here te vertrou, as daar nie so iemand is in hulle lewens nie, maar om die Here te vertrou, en te sê, Here, stuur iemand, of stuur my na iemand toe, wat u op my hart wil hê. Dankie dat u dit doen, en dankie dat u vir ons daarmee help, in Jesus naam. Amen. Amen.